Prys die Here. Nou ja, ons tema vanmôre kerk is Jesus, my gister, vandag en môre, my enigste hoop. Wie van u weet nie dat Jesus is ons enigste hoop in hierdie lewe? Ons enigste hoop. Daar is geen ander hoop soos die hoop van Jesus. Ek wil hê ons moet saam lees in Handelinge 4 vers 12 en die woord sê, en die saligheid is in niemand anders nie. Hoor wat sê die woord? Die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. Die skrif is so duidelik, die kerk. Daar is net een naam onder wie ons as kinders van God gered kan word. Daar's net een naam, daar's net een persoon, een individu wat die prys kon betaal het, en sy naam is Jesus Christus. Daar is geen manier, en die woord sê vir ons, daar is nie 'n backdoor waar jy kan inglip nie. Daar is een deur, daar is een weg, en sy naam is Jesus Christus. Prys sy heilige naam. Wat 'n voorreg is dit nie. Ons gaan vanmôre aan Jesus die eer gee wat hom toekom. Soms voel dit vir my dat ons mense meer eer gee as wat ons vir Jesus gee. Asof die mense hoop in ander mense is eerder as in Christus. En ek wil vir u sê vanmôre, nie jou man, jou vrou, jou ma of pa of enige een van jou kinders kan jy die hoop gee wat Jesus Christus jou kan gee nie. En voor jy vir my sê, maar ek stel niemand bo Jesus nie. Gaan sit eers bietjie stil en dink net bietjie, hoeveel tyd spandeer ek saam met my man? Hoeveel tyd spandeer ek saam met my vrou? Hoeveel tyd spandeer ek saam met my kinders? En weeg dit op met die tyd wat jy saam met Jesus spandeer. Gaan kyk na jou stokperdjies, gaan kyk na alles wat jy doen in hierdie lewe, om te geniet, al is dit nou om te braai, of om 'n potjie te maak, of om te rook. Hoeveel tyd spandeer jy saam met Jesus Christus? Dit is wat ons behoort op te weeg. En is dit nie ironies dat die een wat sy lewe vir ons gegee het, die een wat die prys betaal het vir elkeen van ons, die een wat gemaak het dat u en ek met God kan versoen, is die een wat die meeste afgeskeep word. Ek weet verseker dat elkeen van ons wat hier sit vanmôre weet dat Jesus die enigste weg is. Die enigste deur is tot die Vader. En dat niemand tot die Vader sal kom behalwe deur Jesus. Ons behoort te weet dat as dit nie vir Jesus was nie, het nie een van ons 'n halwe kans gehad om ooit in die koninkryk van God te beweeg. Sou u en ek geen kans gehad het om ooit die hemel te maak. En ek gee nou nie om hoe oulik jy is, en hoeveel ou mense jy oor die pad gehelp het hierdie naweek, en hoeveel R10 jy vir 'n boemelaar uitgedeel het nie, en hoeveel stoele jy reg geskuif het, en reg gestaan het vir die gemeente en die kerk nie. As dit nie vir Jesus was, het ons dit nie gemaak nie. Daarom behoort ons lewens Jesus te kroon. As ons alles, as ons gister, as ons vandag, en as ons môre, en ook as ons enigste hoop. En ek wil nie vanmôre fokus slegs op die verskriklike prys wat Jesus betaal het nie. Ek wil eerder fokus vanmôre op Jesus homself, wie hy is en waar hy deel is van ons lewens. Dit terwyl hy sonder fout die verskriklike prys moes betaal. Sonder sonde, steeds, en dieselfde mense, dink bietjie daaraan, dieselfde mense vir wie hy genesing gebring het. Blindes wat hy laat sien het, doofes wat hy laat hoor het, dooies wat hy uit die dood uit opgewek het. Dieselfde mense wat hom op die kruis vasgemaak het. Terwyl hy net goed gedoen het aan almal, terwyl hy op die aarde was, en steeds. Ons weet verseker dat niemand anders behalwe Jesus Christus
hierdie prys kon betaal. En dat hy alleen waardig genoeg was. En ook is om die sonde van elke mens op homself te kon neem, sodat u en ek vry kan wees. As die mens net 'n glimpse kon kry van die verskriklike prys wat Jesus vir ons moes betaal, sou daar dalk nie soveel sonde in hierdie wêreld gewees het nie. Stem jy saam met my? Daar sou dalk meer gehoorsame kinders van God gewees het. Daar's bitter baie mense wat glo dat daar 'n God is, maar slegs 'n handjievol wat gehoorsaam is aan God se wil. Die mensdom sou dalk nie deur die lewe gegaan het asof daar nie 'n God is nie. En asof daar nie 'n lewe hierna is nie. Jesus Christus is nie net die weg en die waarheid nie. Jesus Christus is die enigste weg, die enigste waarheid. Met ander woorde, daar's niemand anders as Jesus, die verlosser, die saligmaker. Daar is geen manier dat enige een van ons tot die Vader kan kom. In plain Afrikaans, jy sal nie die hemel maak as jy nie vir Jesus Christus aanvaar as jou verlosser en jou saligmaker. En ek voel ons moet vanmôre hierdie tyd uitkoop, net 'n bietjie eer aan Jesus te gee. Ons behoort Jesus uit te leef elke dag van ons lewens. As daar een van twee keuses is in jou lewe, is nommer 1, jy aanvaar Jesus, neem hom aan, en gee jou hart vir die Here, sodat jy vry kan wees en die ewige lewe beerwe. Of die tweede keuse is, jy gaan dood en veilig, die ewige hel, saam met Satan, sê die man. Vir die van u wat nie geweet het nie, wil ek vir u sê vanmôre, baie van ons loop met die persepsie rond dat Jesus en die naam Jesus en Jesus Christus het ontstaan of bestaan die dag toe hy die maagd Maria uitgebore is. Ek het nuus vir u nie. Jesus Christus was al daar van die begin af. Jesus Christus was al daar van die begin af en ek wil vir u, daar is heel wat skrif in die Ou Testament wat dit kan beamen. Ek wil graag vir u hierdie lees. Jeremia, dan moet ek net onthou waar ek het gesien. Maar hy sê in Jeremia 54, sê hy vir ons, dat daar sal iemand gestuur word, en sy naam is Immanuel. En daai iemand sal gebore word uit 'n maagd, en daai iemand sal gestuur word om vir ons sondes te betaal. En daai iemand sal gestuur word sodat God en die mens weer versoen kan word. En elkeen van julle wat hier sit vanmôre weet wie is daai iemand. Daar's net een. En hy is die seun van God, Immanuel. Hy is Jesus Christus. Hy is Jehovah Jireh, die koning van die konings en die Here van die leerskare. Nou kom ons kyk, die woord beskryf dit as die drie-enige of die drie-eenheid, of in Engels die Trinity. Nou kom ons kyk bietjie, wat beteken hierdie vir ons as ons praat van die drie-enige God. En die Bybelse beskrywing van die drie-eenheid is as volg. Die drie-eenheid is die heilige geheim van God se wese. Een God wat homself in drie persone openbaar. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hulle is nie drie gode nie, maar in een wese, in heerlikheid en in doel, volmaakte eenheid in liefde en in waarheid. Kom ons kyk na God die Vader, is die skepper van alle dinge, die oorsprong van lewe, lig en liefde. Die wêreld lief gehad, soveel so, dat hy sy seun Jesus gegee het. God die Seun, Jesus Christus, is die vleesgeworde woord. Dit sien ons in Johannes 1 vers 14. Hy is van ewigheid af, een met die Vader, maar het mens geword om ons te kan verlos en ons met God te versoen.
God die Heilige Gees is die trooster wat in ons woon, wat ons leiding gee, wat ons heilig en ons herinner aan alles wat Christus geleer het terwyl hy op hierdie aarde geloop het. Hoewel hulle 3 persone is, werk hulle altyd in volmaakte eenheid. Die Vader beplan, die Seun voer uit en die Gees bring lewe en krag, soos water wat in 3 forme bestaan. En ons kan vanmôre saamstem. Ons kan saamstem vanmôre. Ek kan vanmôre 'n glas water voor u neersit. Ek kan 'n glas ys voor u neersit en ek kan 'n ketel wat kook se stoom voor u neersit. Wat is daai 3 components? Dis water. Dit word gesien as water wat jy drink, dit word gesien as ys, dit word gesien as stoom. Elke een is afsonderlik, het 'n doel van sy eie, maar op die uiteinde noem ons dit water. Net soos Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Gees, wat een is, maar elke een sy afsonderlike doel op hierdie jou aard. Wat wil ek vir u sê vanmôre? Jesus het nie ontstaan toe hy gebore was uit die maagd Maria. Hy het wel mens geword met geboorte, maar hy was reeds daar van die begin van tyd af. Die Bybel beskryf hierdie heilige misterie duidelik. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Met ander woorde, die 3 eenheid is nie 'n konsep wat ons bytelmal ten volle kan verstaan, maar 'n waarheid om in eerbied te kan aanbid. In die 3 eenheid sien ons die volheid van God se liefde. Die Vader het lief, die Seun red en die Gees woon in ons, sodat ons kan verander. So vir die van u wat gedink het, jy het 'n kans om guns te wen by God, die Vader alleen, terwyl jy Jesus ondermyn, of terwyl jy die Gees onderdruk met wêreldse dinge waarmee jy jouself besig hou, jy maak 'n fout. Daar's een deur, daar's een weg, en sy naam is Jesus Christus. As jy ongehoorsaam is teenoor een van hulle, is jy ongehoorsaam teenoor almal. En die woord is baie duidelik as dit kom by die 3 eenheid. Maar ek wil vanmôre eerder oor Jesus gesels en wat hy vir ons beteken. Die bonus is, as ons Jesus vereer in alles wat ons doen, vereer ons die Vader en die Heilige Gees. Dis die lekker en die mooi van alles. Die mooi van kind van God wees. Nou kom ons kyk bietjie na die karaktereienskappe van Jesus. Jesus was liefdevol en barmhartig. Jesus het onmeetlike liefde vir elke mens wat op hierdie aarde loop. En as ek sê alle mense, praat ek letterlik van elke mens wat op hierdie aarde loop. Ons weet vanmôre kerk dat Jesus Christus is nie 'n aannemer van persoon nie. Jesus trek niemand voor een ander nie. Jesus het vir elke een van ons gesterf. Selfs vir die grootste sondaar daar buite. Selfs vir die een wat hom verag. Terwyl hy aan die kruis gehang het, was daar 2 manne langs hom gewees. Selfs vir hulle gesterf. Selfs vir die wat hom verag het, het hy gesterf. Dit is die onvoorwaardelike liefde waarvan die Bybel praat. Nou Jesus het hierdie onvoorwaardelike liefde. Jesus het net goed gedoen aan alle mense. Hy het siekes genees, sondaars vergewe en uitgereik na die verstotenis. U sal sien in Jesus se verhale, daar's nie 'n oomblik wat Jesus homself beter gehou het as enige iemand anders. Matteus 9 vers 36 sê, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herde het. Jesus se liefde was nie oppervlakkig. Dit was opofferend. Soos hy dit aan ons bewys het aan die kruis. En as ek vanmôre vir u moet vra of u dit sou oorweeg om u lewe in ruil vir myne te gee, wonder ek wat sou u sê. Sou vir my vra of jy van jou sinne beroof, hoekom sal ek my lewe vir jou wil gee?
Dan kry ons sommige mense wat sal sê, of die stelling sal maak, ja, ek sal my lewe vir my vrou en my kinders gee. Maar boetie, as die Fanny Pompos draai en sê vir jou vrou, gaan kyk wie staan by die deur. Jy kry sulke manne. Ja, jy kry hulle. Hy lê op die bank en die vrou in die kar service. Ja, dis hulle daai, wat hulle lewe vir jou sal gee. Hier kom Jesus Christus. En hy gee sy lewe selfs vir die wat hom haat op daardie woord. Daarom kan ons vanmôre sê, Jesus het nie oppervlakkige liefde, innige, onvoorwaardelike liefde in sy hart. Dink bietjie aan die oomblik toe Jesus moes afkyk terwyl hy na die kruis gaan. En hy sien die mense wat juig omdat hy gekruisig word. Hoe moes hy in sy hart gevoel? Dink u nie dat dit net hierdie verskriklike liefde en gehoorsaamheid aan die wil van God is die enigste rede hoekom Jesus nie gebid het tot sy Vader dat hy daai legioen van engele stuur. Terwyl hy neerkyk, ek wonder wat sou u en ek gedoen het. Hoe sou ons gevoel het teenoor die mensdom hieronder? Daarom kan ons nie onsself naastenby vergelyk met Jesus Christus. Daarom behoort ons Jesus meer eer te gee as wat ons hom gee. Want dit kom hom toe. Wie het hy allemaal gesien? Was daar dalk mense wat hy genesing gebring het? Mense wat hy gesond gemaak het? Iemand se kind of suster of broer lewend gemaak het? Dis hulle wat daar onder gestaan het. En steeds met al hierdie hartseer en pyn wat hy op daardie oomblik ervaar het. En ek dink die emosionele pyn wat Jesus daar deurgemaak het, was erger as die fisiese wat sy liggaam moes deurgaan. Hy het soveel liefde gehad vir dieselfde mense wat hom gekruisig het, dat hy steeds bereid was om vir hulle te sterf. Steeds bereid was om die prys te betaal vir elke een wat daar staan. Elkeen wat was en elkeen wat nog sou kom. En elkeen van u en ek wat vanmôre in hierdie gebou sit, kan sê die Here paid it all. Jesus has paid it all. Kerk, jy het geen prys om te betaal, behalwe om gehoorsaam aan God te betoon. Selfs die persoon wat die spies in sy sy gedruk, vir hom was Jesus innig lief. En vir hom het Jesus ook aan die kruis gesterf. Met dit gesê, is ek seker, u sal saam met my stem, dat ons meer eer aan Jesus Christus kan gee. Nie net vir die kruis nie, maar vir wie hy is. Vir die liefde wat Jesus Christus vir ons het. Tweedens is hy deel van die drie eenheid, maar steeds so nederig. Dink 'n bietjie vir dieselfde kerk. Jesus Christus sou in hierdie bank ingekom het en hier kom sit het. Hy sou nie voor wou sit nie, hy sou agter gesit het, want hy het homself nooit beter geag as enige ander mens. Terwyl Jesus Christus deel is van die drie enige God, hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin, hy is die einde, hy is die koning van die konings en die Here van die leerskare, steeds ag hy hom nie self hoër as enige mense. Soveel so dat hy selfs by die tollenaars aan tafel gaan sit. Selfs geoorslaan. Maar was hy die seun van God, het hy homself verneder en 'n diensknegt geword. Hy het homself nie beter as ander gehou nie, al kon hy. After all, hy is God, die Almagtige, een wat was, wat is en weer sal kom. Anders as die mens. Want ons dink ons is beter as ander, en ons is vinnig om neer te kyk op ander mense. Dit laat my dink aan my oorlede moeder. Sy het altyd hierdie gesegde gehad, en sê sy, daai ou dink, die son skyn uit sy agterwêreld uit.
Meantime is die duivel met die torch. Het jy al daai gesegde gehoor? Hoeveel van hulle loop daarom? Wat dink hulle is beter as ander mense? Wat selfs nie hulle met ander mense verwaardig nie. Ek sal nie eens in daai kring staan nie. Want ek het meer geld as hy. Ek ry 'n blink kar, ek kan nie langs 'n ou gaan staan met 'n bospara ry nie. Vir die wat nie weet wat 'n bospara is 'n Volkswagen Beetle. Ek het hier gery. Ek was mal oor my bospara. Dit was my eerste karretjie gewees. Hy het so 'n lekker groot drukvlek opgehad, een van hierdie Porsche-vlerke. En hy het sound gehad, papa, en ek het 'n Wildcat system exhaust opgehad, hè. My vensters was getint. Hulle kon nie afdraai nie, maar hulle was getint. Prys die Here. Ons behoort nie onsself hoor as enige iemand anders te ag nie. As Jesus dit kon doen, dan ons dit ook doen. As ons maar net hierdie liefde wat Jesus bewys het teenoor die mens in ons harte kan dra, dink jy nie die wêreld sou 'n beter plek gewees het? As ons maar net hierdie genade in ons harte gehad het, wat Jesus aan ons bewys het. Maar. Terwyl die Seun van God hom nederig, minder ag as ander en in diens staan vir elke een, soveel so, dat hy wat die koning van die konings is, homself neergebuig het om die voete van sy disippels te was. Maar. Kan ek vir u sê vanmôre, ek praat nie van skoon voetjies wat uit 'n toeskoen uitkom en 'n paar kouse nie. Want hulle het nie toeskoene gedra nie. Hulle het plakkies gedra, sandale. En het in die stof geloop heeldag. So daai voete was vuil. Dis seker die laagste job wat daar ooit in die lewe kon gewees het, is om iemand se voete te was. Die Jesus, die koning van die konings, die Seun van 'n lewende God, ag hom nie self hoër as ander mense nie. Hy gaan op sy knieë, hy vat die skot op, en begin sy disippels se voete te was, van die eerste tot die laaste. Dis die God wat ons aanbid. Jy moet onthou, daardie tyd, ek wil nie eens weet hoe hierdie manne se voete gelyk het. Kerk, ons het baie om te leer, stem jy saam met my? Jesus was waaragtig die beste voorbeeld van 'n nederige mens met soveel liefde wat daar ooit sou kon wees. Filippense 2 vers 8 sê, en in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Jesus het sy disippels se voete gewas en dit was 'n daad van ware nederigheid. Nommer 3, hy was gehoorsaam aan die Vader. Elke stap van sy lewe was 'n gehoorsaamheid aan God se wil. Jesus se lewe was 'n volmaakte voorbeeld van gehoorsaamheid. Nie gedryf deur vrees nie, maar deur liefde vir die Vader. Deur sy gehoorsaamheid het ons die pad van genade en versoening ontvang. Kerk, as dit nie was vir Jesus Christus wat gehoorsaam was aan God se wil en sy plan nie, het ons tot vandag toe nog nie in versoening met God gekom. Daarom behoort ons die naam van die Here op te lig. Daar is geen ander naam hoër as die naam van Jesus Christus. Dit is net hy. Daar is nie iemand groter as hy en beter as hy. Ons moet verstaan dat Jesus van die begin af geweet het hoekom hy op hierdie aarde neergesit was. Hy het nie rondgeloop en gewonder, wat is my doel, wat is my roeping op die aarde, nee. Hy het geweet. Alhoewel hy mens was, net soos wat u en ek is, het hy steeds geweet, wat is sy doel en ook wat is die wil van sy Vader wat in die hemel is.
En ons kan sien hoe hy sy gehoorsaamheid aan sy Vader getoon het. En ek het 'n paar voorbeelde van Jesus se gehoorsaamheid uit die woord uitgehaal. As kind in die tempel, Lukas 2:49, en hy sê vir hulle, waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie? Selfs as kind het Jesus sy roeping en gehoorsaamheid aan die Vader se wil verstaan. Sy doop deur Johannes in Matteus 3:15, laat dit nou toe om geregtigheid te vervul. Hy onderwerp hom aan God se plan, al was hy sondeloos. Die versoeking in die woestyn, Matteus 4:1-11, hy antwoord 3 keer. Daar staan geskrywe. Hy kies om gehoorsaam te wees aan die woord van God, hoe sy eie begeertes of Satan se versoeking. In sy bediening, Johannes 5:19-30, ek doen niks uit myself nie, maar net wat ek die Vader sien doen. Sy dade en woorde is altyd volgens die Vader se wil. Hy leef in volkome aanvanklikheid. Gebed van Getsemane, Lukas 2:22-43, nie my wil nie, maar u wil geskied. Hy onderwerp hom volkome aan die Vader se wil. Selfs toe lyding en dood voor sy aangesig gelê staan. Aan die kruis, Lukas 23:46, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Tot in sy laaste asem bly hy gehoorsaam aan die Vader se plan van verlossing. By die voltooiing van sy werk, Johannes 19:30, waar hy gesê, dit is volbring. Sy gehoorsaamheid bring die verlossingswerk tot voltooiing. Wat beteken die prys is betaal. Jesus was sagmoedig en geduldig. Het mense met sagte woorde en vredige hart aangespreek. Selfs wanneer hy verkeerd behandel is. Jesus het 'n sagte hart en 'n rustige gees gehad. Het mense met liefde, begrip en verdraagsaamheid behandel. Selfs wanneer hulle hom verkeerd verstaan of selfs terwyl hulle hom verraai. Jesus se sagmoedigheid was nie swakheid nie, maar krag onder beheer en die bereidheid om liefde bo wraak te kies. Ek gaan dit weer vir julle lees. Sagmoedigheid was nie 'n swakheid in Christus Jesus se lewe nie, maar dit was krag onder beheer. Met ander woorde, selfbeheersing en die bereidheid om eerder liefde te kies ook aan wraak. Hy het die vermoeides en gebrokenes genooi met die woorde soos opgeskryf staan in Matteus 11:29 sê hy, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. En sy geduld het hy self sy vyande verdra en sy disippels met lankmoedigheid geleer en gevolg. Selfs aan die kruis het hy gebid vir die wat hom gekruisig het. Lukas 23:34 en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En hy het sy klere verdeel en die lot daarop gewerk. Steeds reageer hy in liefde en lankmoedigheid en sagmoedigheid. Jesus se lewe wys dat ware sagmoedigheid nie in stilte of swakheid lê nie, maar in onwrikbare liefde en vrede te midde van teenspoed. Jesus was regverdig en waarheidsgetrou. Jesus het geen onreg geduld. Hy het teen hygelary en onreg opgestaan, maar altyd met 'n rein hart. Jesus was vol regverdigheid en eerlikheid. Hy het altyd die waarheid gespreek en teen onreg opgestaan, selfs al het dit hom in gevaar gebring. Hy het nooit van die waarheid afgewyk of gekompromise.
Hy het nooit kompromie gemaak met die wêreldse standaarde nie. Sy ja was sy ja, en sy nee was sy nee. Sy regverdigheid, hy het die lyding van die onskuldige verdra en opgestaan teen huichelarij, selfgeregverdige gedrag en slegte behandeling van ander. Mense regverdig behandel, sonder partydigheid of sonder om enige een te veroordeel of vooroordeel. Matteus 23:23, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koriander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te maak. Johannes 8:29 sê vir ons, en hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo. Jesus sê vir die Jode wat in hom glo, as julle in my woord bly en julle waarlik my disippels, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Waarheidsgetrouheid. Alles wat hy gesê en gedoen het, was in volmaakte ooreenstemming met God se woord. Hy het homself nooit mislei of ander mislei. Hy is die woord van God in die vleeslike vorm. Johannes 14:6, Jesus antwoord hom en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Johannes 17:17, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Vertel dit nie vir ons so baie van Jesus nie. Kan ons vanmôre sien dat God regverdig is? Sy lewe is 'n lewe van integriteit en 'n volmaakte trou. 'n Voorbeeld vir ons om regverdig en waarheidsgetrou in ons eie lewens te kan wees. Daarom kan ons weer vanmôre sê, daar is nie 'n beter en 'n groter voorbeeld as wat Jesus is vir ons. Daar is, Jesus was altyd deur vol genade en vergifnis. Jy kan onthou toe hulle vir Jesus in gevange geneem het, en een van sy disippels die oor van daardie leier afgekap het. Die eerste ding wat hy gedoen het, is verberg. Ons as manne dink, om dinge met die vuis reg te maak, is wat van ons 'n man maak. Of om op te spring, en te vloek en te skel, en jou stem te laat bulder, maak van jou 'n man. Nee. Selfbeheersing in 'n tyd soos daai, en om op te tree soos Jesus, toe daai man se oor afgekap was, deur opdrag te gee aan sy disippels om hulle swaarde te bære, en onmiddellik, die persoon wat hom in gevange wil neem, sy oor volkome te genees. Dit is hoe Jesus opgetree in liefde, in sagmoedigheid, in lankmoedigheid. Al het hy geweet, waartoe is hy op pad? Al het hy geweet, hoekom hierdie mense hier is, om hom in gevange te neem. Steeds het hy besluit, om onder beheer, liefde te kies, boekant wraak. En dit is wat van Jesus so verskriklik uniek maak. Selfs aan die kruis het hy gebid vir diegene wat hom gekruisig het. Jesus se lewe het gewys dat hy oorvloedig genadig en bereid is om te kan vergewe. Sy genade beteken dat hy mense nie volgens hulle sonde oordeel nie, maar hulle uit liefde herstel en die pad van versoening eerder aanbied.
as ons maar net soos Jesus kon wees. As ons maar net kon dink, wat sou Jesus in hierdie situasie gedoen het? Sou ons soveel beter gewees het? Genade, Jesus het siekes, sondaars en buitestanders aanvaar, selfs wanneer hulle onwaardig was. Jesus het hom nie te hoog geag om by daai vrou wat by die put water gehaal het te gaan sit nie. Hy het nie. Hy het nie gedink hy's te goed om met haar te praat nie. En dit terwyl die Jode glad nie met hulle gekommunikeer het. Het mense vergewe, selfs die wat hom die ergste leed aangedoen het. Op die kruis bid hy in Lukas 23:34 en Jesus sê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Maar, hierdie vergifnis wys sy vermoë om haat te kan oorwin met liefde en menslike foute te herstel. Jesus se genade en sy vergifnis bied aan ons die kans om te herstel, vrede en verhouding met God te ervaar, ongeag van ons verlede. Jesus was altyd mededeelsaam en dienend. Hy het gekom om te dien, nie om gedien te word. Dit is vir my so verskriklik mooi om te dink dat Jesus, wat eintlik hierdie status het van goddelikheid, hierdie status van die koning van die konings, die Here van die leerskare, die Alfa en die Omega, die status van daar is geen naam bo sy naam. En hy declare, ek het gekom om te dien, nie om gedien te word. Maar, kerk, kom ons dink bietjie aan die konings van daardie tyd. Nie eers hulle was daar om enige iemand te dien. Hulle wou gedien geword het, want ek is 'n koning. Ek is gekies as die koning van hierdie land, so ek moet gedien word. Sê dit nie vir ons iets van Jesus nie. Sê dit nie vir ons iets van die mens nie, dat ons eerder gedien of bedien wil word, as om te dien en te bedien. Markus 10:45 sê, want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee vir elkeen van ons as losprys. Jesus se lewe was geanker in diens aan ander. Hy het nie gekom om gedien te word, maar om te dien en sy lewe as losprys te gee. Sy mededeelsaamheid het hom gedryf om ander se pyn te kan deel, hulle te help en ook te bemoedig. Hy was dienend. Hy het sy disippels se voete gewas om te bewys dat die ware grootheid lê in diens, nie in mag of status. Sy mededeelsaamheid bewys aan ons deur vir die siekes stil te staan en hulle gesond te maak, om vir die wat honger was kos te kan gee en daar te kon wees vir elke verlore siel. Hy het liefdevol geluister, gebid vir ander en hulle geleer hoe om in God se wil te leef. Jesus se voorbeeld wys dat ware leierskap in invloed kom deur liefdevolle diens en deernis. Sy mededeelsaamheid en dienende gees is 'n model vir elke Christen om te volg. Jesus was ten alle tye getrou en ook standvastig, consistent. Jesus het nooit van sy roeping afgewyk. Selfs toe dit hom sy lewe kos. Jesus was volkome en getrou aan God se wil en standvastig in sy roeping. Niks van hierdie dinge wat met hom gebeur het hom van trek afgegooi. Niks. En sy fokus was op die wil van sy Vader.
Hy het geweet wat sy roeping is. Selfs te midde van verleiding, teenstand en lyding. Hy het nooit van sy taak afgewyk nie. En het alles wat die Vader aan hom gegee het, met volharding en integriteit vervul. Tot op die heel laaste. Sy getrouheid het altyd die waarheid verkondig en sy beloftes nagekom. Hy het nooit gelyktydig kompromie gemaak met die wêreld of sy roeping prys gegee vir enige iets of enige iemand. Jesus was standvastig tot in die dood aan die kruis, het hy volhard. Sy lewe is 'n voorbeeld van onwrikbare vasberadenheid en volharding in geloof. Jesus se getrouheid en standvastigheid herinner ons dat ware geloof nie afhanklik is van gemak nie, maar van volharding en oorgawe aan God. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Met ander woorde, Jesus Christus het nooit verander nie en hy sal ook nooit verander nie. Dieselfde lankmoedige, sagmoedige, liefdevolle, waaragtige Jesus wat hy was, is hy vandag nog steeds. Jesus was gesien as die vredevors. Hy bring innerlike vrede aan almal wat in hom glo. Hy bring ook versoening aan almal wat in hom glo. Hy oorwin chaos, angs en konflik met hierdie liefde van hom. En hy stel ons in die regte verhouding met God en mekaar. As dit nie vir Jesus was, nie sou ons nie vandag hierdie verhouding met God kon gaan. Hy bring vrede met God deur sy offer aan die kruis. Het hy die skeiding tussen mens en God beëindig en versoening moontlik gemaak. Daarom kan ons, kom ons gee die Here 'n lofofferkers. Daar is niemand anders as Jesus Christus nie. Jesus het gegaan en met die offer aan die kruis het hy die skeiding wat tussen mens en God was, beëindig deur versoening moontlik te maak. Hy bring innerlike vrede. Hy bied rus vir ons siele te midde van ons bekommernis, swaar kry en storms van die lewe. Vrede. Sy voorbeeld en leerstellings leer ons om mekaar te vergewe, om vergifnis vir mekaar te kan hê, verdraagsaamheid en liefde en ander te bewys, selfs teenoor sy vyand. Jesus is dus nie net die vredevors van die wêreld nie, maar hy leef ook in ons om vrede en harmonie te bring in ons harte en in ons verhoudings. Johannes 14:27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontstel word en bang wees. Jesus was heilig en sondeloos. Jesus het die volmaakte lewe geleef, sonder sonde, sonder bedrog en vol van God se gees. Jesus het die volmaakte lewe van heiligheid en reinheid geleef. Hy het nooit gesondig of verkeerd gedoen en alles wat hy gedoen het, was in volle ooreenstemming met God se wil. Sondeloos. Jesus was die enigste mens wat ooit op hierdie aarde geloop het, sonder sonde. Hy was nie net sy eie lewe heilig nie, maar was ook die volmaakte offer vir die sondes van die mense. Heiligheid, sy woorde, dade en sy hele lewe weerspieël God se karakter. Hy het nie 'n kompromie gemaak met boosheid, leuns of onreg nie, en het altyd God se wil en waarheid gehoorsaam. Jesus se sondelose en heilige lewe is die grondslag van elkeen van ons redding. Want deur hom kan ons verlossing
reiniging en 'n nuwe lewe in God ontvang. Daarom kan ek weer vir u sê vanmôre, as dit nie vir God was, wat vir Jesus aan ons gegee het, was ons totaal en al verloor. 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God. Jesus is die seun van God en die lig van hierdie wêreld. Hy is vol liefde, genade en medelee, altyd bereid om siekes te genees, die verlore te gaan haal en die sondaars te vergeef. Nie net toe hy op die aarde geloop het, nie selfs vandag nog. Sy hart is sagmoedig en geduldig. Hy luister na mense en help met elkeen se swaarheid. Hy is regverdig en waarheidsgetrou en hy staan altyd vir dit wat reg is en leef in volle gehoorsaam teenoor God. Jesus dien ander uit liefde, selfs wanneer dit homself kos, en hy bring vrede aan diegene wat sy hart verstaan. Hy het nooit gesondig nie en leef die volmaakte lewe, 'n voorbeeld van hoe ons ook in liefde, waarheid en heiligheid kan wandel. As ek dan 'n kort beskrywing oor Jesus sou kon gee, wat sou dit wees? Jesus is liefde. Hy is waarheid in 'n menslike vorm. Hy is die middelaar tussen God en die mens, die vredevors van ons harte en die bron van ons hoop en nuwe lewe vir almal wat hom volg. Hy is my gister, hy is my vandag, hy is my môre, en sonder twyfel is hy my enigste hoop. Ons behoort Jesus te eer met ons lewens. Nie net vir dit wat die Here vir ons gedoen het aan die kruis, die kerk, maar vir wie hy is en vir wat hy staan. Vir elke oomblik wat hy aan ons bewys het terwyl hy op hierdie aarde geloop het, dat in 'n menslike vorm dit moontlik is om met liefde en sagmoedigheid en selfbeheersing op hierdie aarde te kan wandel. My rede is omdat hy die wonderlikste voorbeeld was vir ons almal. Die generasie van sy tyd tot en met die generasie van ons tyd. Jesus is steeds dieselfde Jesus as wat hy was. Hy het nie verander. Hy is gister, vandag en môre dieselfde Jesus. Ons behoort meer van onsself aan Jesus te gee. Want hy het meer as homself vir ons gegee. Jesus het sy eie gemak, krag en lewe opgeoffer uit liefde vir die mens. Hy het nie net sy leringe, genesing en teenwoordigheid gegee nie, maar het ook sy eie lewe as losprys vir ons sondaars gegee. Die opoffering tot die dood uit die kruis gedra, sodat ons versoening met God kan hê en redding kan ontvang. Ek het so 'n pragtige voorbeeld gesien op 'n video van iemand wat in die gym besig is om 'n squat bar op sy rug te sit. Nou vir die van julle wat nie weet wat squats is nie, is jy sit 'n squat bar op jou rug en dan staan jy so en jy sak tot jy 90 grade is en dan kom jy weer op. Dit is squats. En daai persoon, hulle sit 315 pond as ek reg is. Moet my nie kruisig as dit verkeerd is nie. Praat iets van 315 pond. Ek weet nie of 'n kilogram is dit nie. Op daai persoon se rug en hulle sê vir hom, hy moet hierdie squats doen. Dit was nog steeds moeilik, want die gewig is baie. En daarna sê hulle vir hom, as ons jou nou moet mishandel, soos wat Jesus gemishandel was, reg deur die dag, en ons kom sit weer op hierdie squat bar.
moet jy weer dieselfde hoeveelheid reps gaan doen, met hierdie oopgesnyde en oopgeslaande rug, soveel so dat sy longe kon gesien word deur sy ringes. Sou jy nog steeds daai 315 pond kon gestoot het? Sou jy een keer kon afgaan en daai rep volmaak gedoen het, terwyl jou liggaam so gemartel en geslaan word? Nee, sou nie. Jesus het dit gedoen. Hy het dit steeds gedoen. Hy het daai houtkruis gedra tot die oomblik wat hy te swak was en geval het, wat ons moet onthou, hy was net mens. Dit is 'n verskriklike opoffering wat Jesus moes deurgaan. Maar ons is nie bereid om op 'n Sondagoggend 'n uur vir Jesus op te offer. Kerk, ek kan dit nie verstaan. Ek kan nie verstaan dat die mensdom so deur die lewe wil gaan. Dat nadat Jesus Christus soveel opgeoffer het, nadat hy die mooiste voorbeeld vir ons op hierdie aarde was, dat dit steeds vir ons te veel moeite is om 'n uur op 'n Sondag van 'n week wat jou 7 dae gee, waar jy 24 ure 'n dag vir jouself het, is 1 uur op 'n Sondag te veel gevra. Dis te veel gevra dat ek my Bybel vat en die woord van God bestudeer. Dis te veel gevra dat ek op my knie gaan en bid tot God die Vader. Ek kan nie hierdie tyd opoffer nie. Ek het ander dinge om te doen. Dit terwyl Jesus hierdie verskriklike opoffering gemaak het. Dan sê die Heilige Gees vir my, dis tyd dat jy ontslae raak met hierdie en met daai. Dis te veel gevra. Ek kan nie dit ook opoffer nie. Wat gaan aan met die mens dan? Wat gaan aan met die mens dan? Reël nou 'n troue waar die drank verniet is. Dan sal jy sien hoe vol sit daai kerk. En hou hulle horlosies dop wat die brandewyn wag. Dis 'n skande, kerk. Jesus voel vandag steeds soos wat hy gevoel het terwyl hy aan daai kruis gehang het. Terwyl hy afkyk op die mensdom wat lewe asof daar nie 'n Christus is nie. Wat lewe asof Jesus nie die prys betaal het nie. Wat lewe asof Jesus nie daai verskriklike opoffering gemaak het. Ons gaan aan asof daar geen offer gemaak is. Maar ek het nuus vir hierdie mense. Die dag as daai Jesus besluit om terug te kom vir sy eie mense, wonder ek, waar gaan jou prioriteite dan wees? En ek weet, ek preek nou vir die wat dit nie moet hoor nie, maar mag daai video iewers dat iemand aanraak en net tot sy sinne ruk, dat ons net kan besef, ek lewe nie vir myself nie, ek behoort nie eens aan myself nie, kerk. Ek behoort aan Jesus, hy het my gekoop, hy het die prys betaal, hy het my gekoop, ek behoort, ek is sy eiendom, ek behoort aan Jesus en aan iemand anders. Hierdie volmaakte liefde en dienste, hy het tyd gemaak om sorg en medelee op hierdie aarde toe te wy, om ander te help, selfs die wat hom verwerp het, selfs die wat hom verraai het. Sy geestelike geskenk aan ons is die woord wat vlees geword. Dan het hy vir ons die Heilige Gees gegee en sy voorbeeld van heiligheid en liefde aan ons gegee om ons te lei en ons te verander na God se beeld. Wat wil ek vir u sê vanmôre? Jesus het nie net die fisiese vir ons gegee nie, maar hy het ons sy alles vir ons gegee. Sy liefde, lyding, vergifnis en heiligheid uitgereik sodat u en ek kan lewe en in volheid kan wandel.
Daarom kan ons nie anders as aan hom al die lof en die eer te gee nie. Want as dit nie vir Jesus was nie, was ons verlore. Maar omdat ons Jesus het, is ons meer as oorwinnaars, duur gekoop deur die bloed van die lam, en daar is nie 'n groter prys as wat Jesus betaal het. Buiten die feit dat ons lewe aan hom verskuldig. Want jy kan nie vanmôre hier sit en vir my sê jy is niks aan Christus verskuldig. Dan lieg jy vir jouself. Jy is jou hele lewe totale oorgawe verskuldig aan Christus. Kan ons 'n totale oorgawe uit liefde vir Jesus gee vanmôre? Met ander woorde, opoffering maak vir Jesus. En dit beteken nie 'n eenmalige opoffering in die kerk. Dit beteken 'n daaglikse besluit, 'n daaglikse opoffering wat ons moet maak vir Jesus Christus. Ek wil vir julle sê vanmôre, en ek het dit gister vir iemand gesê. Ek gee nie om hoeveel geld in die bank het nie. Ek gee nie om hoeveel karre in jou garage staan en hoe groot is jou huis nie. As jy nie vir Jesus het, is jy brandarm. As jy nie vir Jesus het, het jy niks. Moet om die hemelsnaam nie vaskyk aan hierdie aardse besittings nie, want die woord waarsku ons daarvoor. Ek het dit al baie gesê, en ek gaan dit weer sê kerk, as die Here vandag besluit, van vandag af, van hierdie oomblik af, doen ek niks meer vir julle nie, het ons steeds bitter baie om voor dankbaar te wees. Want die prys is reeds betaal. Dit is al wat ons oor behoort bly te wees, is dat die prys is betaal vir elke een van ons, wat niks wat jy doen op hierdie aarde kan daai prys betaal nie. Niks wat ek en u ooit doen of sal kan doen, al doen ons dit saam, al sorg ons vir elke hongermaag wat in die wêreld loop, koop ons nie die hemel, behalwe die bloed van Jesus. Net Jesus. As jy nie vir Jesus het nie, het jy niks. Hoe anders gaan ons liefde aan hom kan bewys, as ons dit nie bewys deur die lewe wat ons lei nie. Deur jou leefwyse, deur jou doen en jou late, hoe jy optree. Hoe anders as om 'n opoffering te maak vir Jesus en die dinge van die wêreld op te offer om eerder gehoorsaam te word aan die woord van God. Kan ons vanmôre eerlik en opreg voor God staan en soos Paulus sê, dat die dood vir my 'n wins is en Jesus Christus is my lewe. Kan ons vanmôre commit teenoor God deur te sê, Here, van vandag af is Jesus werklik my alles. Van vandag af is Jesus my gister, my vandag en my môre. En ek kan proclaim vanmôre dat my enigste hoop is Jesus Christus. Daar is niemand anders as hy. Daar is geen groter naam as die naam van Jesus nie. Dis die naam bo elke naam, kerk. En dit is die naam Jesus Christus. Daarom lees ons dit in die boek van Openbaring. Die aarde is gedeursoek in die sin dat daar na iemand gesoek is wat hierdie rol kan vervul, maar net Jesus is waardig gevind. Dis die Jesus waarvan ek praat vanmôre. Dis die Jesus wat ek u vertel van vanmôre. Net Jesus is waardig gevind. Dis die Jesus wat vir u en ek aan die kruis gesterf. En ek wil graag afsluit met hierdie teks van Openbaring. Dit is Openbaring 5. En oorspronklik wou ek vir u van 9 af gelees het, maar ek wil graag vir u van voor af lees ook. En hy sê, en ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe, en met 7 seels goed verseël.
En ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak? En sy seels te breek. En niemand, luister wat sê die woord, en niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak, of daarin kyk. Nou gaan ek verder, ek wil vir julle lees vanaf vers 9 tot 14. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop. Van wie praat ons hier? Van Jesus Christus, niemand anderster nie. Met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak. En ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Die lam wat geslag is waardig. Net hy is waardig. En dis Jesus Christus. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en eer en heerlikheid en lof. Dit is wat ons behoort te doen. As ons die naam van Jesus begin bespreek, behoort ons nie eens op ons agterente te sit nie, man. Ons behoort op te staan en te sê, Jesus, ons kan nie tot Jesus praat wanneer ons sit nie. Elke skepsel, sê die woord, wat in die hemel, luister wat sê, en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid tot in alle ewigheid. My. Dit is my Jesus. Dit is my Jesus, die Seun van God, die naam bo elke naam, die Here van die leerskare, die Alfa en die Omega, as dit nie vir hom was die kerk. Selfs die ouderlinge wat om die troon van God in die hemele staan, het neergebuig en God se seën aanbid tot in alle ewigheid. Halleluja. Wat 'n wonderlike name is dat van Jesus. Daar is net een. Kom ons bid saam. Vader, wow, ek het die woorde vanmôre om U te beskryf. My hart gaan so uit, Here, na die mensdom, wat U die eer aan Jesus gee wat hom toekom. Ons self, Here, laat dit na partymal, om aan U die volle eer te gee wat U toekom. Daarom, Here, wil ek vanmôre, het ek hierdie diens gebruik om aan U lof en eer te bring, om aan elke een te vertel, wie is Jesus? En waarvoor U staan? En wat 'n wonderlike, amazing mens U is. Selfs toe U op hierdie aarde geloop het as mens, toe U nog mens was, het U net goed gedoen, Here. U het elke een regverdig behandel. U het nederig onder die mens rondbeweeg. En U status het U aan niemand bewys. Terwyl U deel is van God, die Vader en die Heilige Gees. Terwyl U, Here, van U troon
kroon af, die vorm van 'n mens ingeneem, en die pragtigste voorbeeld vir ons as mens gegee. Here, daar is nie beter as U. Daar is nie groter as U, Jesus. U alleen is waardig, ons het gelees vanmôre. Die aarde en die hemel is deursoek, en daar is niemand gevind behalwe die lam wat geslag was. En sy naam is Jesus. Aan U, Here, wil ons vanmôre al die lof en die eer bring. Ons wil U kroon vanmôre as ons koning en ons Here van ons lewens. Ons wil nie vanmôre net hier in hierdie gebou sit en aanbid nie. Ons wil ons lewe toewy en ons lewens kroon as Jesus Christus in ons lewe, sodat die wêreld daar buite kan sien wie is Jesus. Halleluja. Daar is geen ander naam as die soete naam van Jesus. Jesus, you alone are worthy, and you deserve the glory. Daar is geen kragtiger naam as die naam van Jesus. Daar is geen ander naam bo die naam van Jesus. U alleen is waardig gevind, Here, om die boek te neem en die seels oop te maak. En ons wil vanmôre as 'n gemeente aan U die lof en die eer gee wat U toekom, Here. Ons wil die naam oplig vanmôre as die sterk toring, as die koning van die konings, as die Alfa en die Omega, as die een wat was, wat is en weer sal kom. Dankie, Jesus. Dankie dat ons die tyd kon uitkoop om aan U lof en eer te bring, om U naam vanmôre te kon oplig, Here. Om U te kan eer, is die grootste voorreg in hierdie lewe. Om onsself toe te wy aan Jesus Christus. Deur onsself te kan commit teenoor Jesus Christus. En Vader, ek bid nou vanmôre dat U vir ons sal help, elke een van ons. As daar nog dinge is in ons lewens wat ons behoort op te offer vir koning Jesus, dat ons dit nou sal doen. Dat ek vanmôre hier kan staan en sê, Jesus, I'm giving my life to you. Nie net 50, 80 of 90% van my lewe nie, maar my alles, soos van U alles gegee het vir my. Ek skuld dit aan die Here. U is 'n wonderbaarlike God, Here, en ons elkeen loop met 'n wonderlike getuienis rond van U goedheid. Elkeen van ons kan vanmôre opstaan uit hierdie bank uit en getuig oor hoe Jesus Christus deurgekom het vir elkeen van ons. Daarom kan ons vanmôre nie anders, Here, as om te sê, ons loof U, ons prys U, ons eer en ons aanbid U soete naam. Daarom kan ons nie anders as om vanmôre die naam van Jesus te roep en te spreek oor elke situasie nie. Maar daar is geen kragtiger naam as die naam van Jesus. As geen groter nie. Jesus is die naam oor elke naam. Jesus is die naam wat verlossing bring. Jesus is die naam wat demone uitdryf. Jesus is die naam, Here, wat bande breek. Kettinge vermorsel. Die naam oor elke naam. Ek bid, Here, dat ons altyd sal dink aan Jesus. Maak nie saak waar ons is en wat ons doen, maar dat ons altyd sal dink aan Jesus. Wat Jesus vir my beteken in my lewe.
hoe groot Jesus is, hoe almagtig is hy, dat hy die koning van die konings is, die Here van die leerskaar, dat hy die enigste een waardig gevind is, om die boek te neem. Here, aan U gee ons al die lof en die eer vanmôre. En ek bid werklik waar dat die Gees van God in elkeen van ons se harte sal werk. Dat ons werklik waar selfondersoek gaan doen in ons harte. En as daar enige iets is, bid ek dat die Gees van God ons sal vermaan, sodat ons voor Jesus kan staan. En elke opoffering wat ons maak, sal maak het liefde vir Jesus en Jesus alleen. Vader, ons is so vinnig om opofferings vir mekaar te maak as mens. Daarom, Vader, bid ek vanmôre dat U ons sal verstaan. Ons sal help, Here, dat ons lewens sal lei dat Jesus sal waag. Mag U naam vereer en verheerlik word deur elke mens wat op hierdie aarde loop, jong en oud, want U, Here, is die naam deur elke naam. Ek loof U, ek prys U, eer en aanbid. Verheerlik is die soewe naam